Broeders en susters, die Here beloof dat hy ons hier wil ontmoet. Ek kom 'n bietjie afbuig. En hy beloof dat waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy teenwoordig, en daarom kan ons ook verseker wees dat die Here ook hier by ons is in ons midde, en dat hy ook hier met ons die ware verbondsgemeenskap wil beoefen. En waar ons die voorreg het om hier saam in sy teenwoordigheid te kan kom, as sy kinders, as sy gemeente, kom ons loof hom met Psalm 68. Ons sing vers 1, 2 en 9. Die Here sal opstaan tot die stryd, hy sal sy haters ver en wyd laat wegvlug voor sy oë. Hoe hoog die mense trots mag gaan, hy sal geen oomblik kan bestaan voor God se alvermoë. As U, o Here, in mag verskyn, sal hulle soos rook en damp verdwyn, deur stormwind voortgedrewe. Soos was wat smelt voor hitte en vuur, het almal voor Gods glans geen dier wat goddelooslik lewe. Ons sing vir vers 1 en dan ontvang ons die seën van die Here, en dan as antwoord op die Here se seën vanmôre ook vers 2 en vers 9. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid, en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen.
Ons loof die Here ook met ons belydenis. En ons sê in ons harte hierdie belydenis tot eer van die Here, tot versterking van ons eie geloof, en ons bely dit ook teenoor die wêreld as die ware en die suiwer geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Liefdes, die Here Jesus sê in sy woord dat as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Hy wat my liefhet, sal my gebooie bewaar. Hy wat my nie liefhet nie, sal my gebooie nie bewaar nie. En ons luister vanmôre na die wet van die Here, nie omdat ons daardeur ons eie saligheid buite hom wil verdien nie, maar omdat ons hom liefhet. En omdat ons so wil lewe dat hy deur ons lewens verheerlik word en dat ons sy beeld in hierdie wêreld vertoon. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, antwoord ons met Psalm 48 vers 4 en vers 5. Ons sing oor die redding wat ons Here Jesus Christus vir ons verwerf het. Ons wil, o Here, wat redding skenk, aan al u goedheid bly gedenk, as ons tesame is in u woning. Net soos u naam is grote koning, so is u glansverskyning. Die vyand se verdwyning word aan die volkere bekend, tot by die aarde se verste end. U hand wat nooit die kwaad gedoog, wat dit nie verdra nie, nie geduldig verduur nie, reis vol geregtigheid omhoog. Psalm 48 vers 4 en 5, ons antwoord op die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Sabbat beteken rus, rusdag. Gedenk die rusdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen.
Maar die 7de dag is die rus of die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Jesus, kom ons bid saam. Ons Vader, Here in die hemel, almagtig, ewig, alwys, alomteenwoordig, en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Uit U en deur U en tot U bestaan alle dinge. Saam met die heilige engele om die troon wil ons vanmôre sing. Heilig, heilig, heilig is U Here God wat is en wat was en wat kom. En die 7 geeste wat voor U troon is. En Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde aan U regterhand. Ons loof U dat U ons Vader is. Deur U Seun
ons Here Jesus Christus. Hy wat ons volle vervloeking en sonde op hom geneem het. Wat ons deur sy bloed die hoogste offer vrygekoop het. Ons versoen en verseël het as u eiendom. Dat niks of niemand ons ooit van u liefde kan skei of uit u hande kan ruk nie. En u die almagtige God is ons geliefde Vader. Ons is erfgename van u hemelse heerlikheid, saam met Jesus Christus. En u het die hare van ons hoof getel. Ons is vir u so kosbaar. So kosbaar dat geen offer vir u te groot was. Ag Here, wil u deur u woord en gees in ons werk, om saam met al die heiliges te kan begryp wat u liefde is. Hoe ver en hoe hoog en hoe wyd en hoe diep u liefde vir ons strek. En Here, as ons hierdie liefde van u nie in ons lewens kan omhels en kan ervaar en ons daarin kan verbly nie, dan bly ons arm. Ons bly verlam in hierdie wêreld. Maar ons bid dat u ons sal dringend dryf deur u liefde in ons. Wat u saam met u Heilige Gees in ons uitstort. Dankie dat ons u gemeente mag wees. Dankie dat u ons elkeen wat vanmôre hier is, hier saam gedring het. Dankie dat u ons hier wil ontmoet. Dat u hier die ware gemeenskap met ons wil beoefen. Dat u verheerlik word deur ons lofsange en ons belydenis. En die offers van die ore wat u vir ons gegrawe het om te kan luister. En dat u aan die woord wil kom ook in ons lewens as Vader. Ons te onderrig en te leer en te lei. En te vermaan. Kom tot ons, Here. Kom tot ons, want ons sug tot u. Ons smag na u. Ons het u so nodig in ons lewens. Want u is die bron en die sin en die doel van ons lewens en buite u is geen lewe nie. Hierdie wêreld bied ons niks. Hierdie wêreld is in chaos, in oproerigheid en teen homself verdeel. Maar u is ook daardeur op pad, ook in die wêreld, ook in al die goddelose magte en oproer, in die haat en die nait van hierdie wêreld teen u kerk is u besig om u ewige plan uit te voer ter wille van u kerk. Maak ons diensbaar en gewillig. Here, u ken elkeen van ons vanmôre voor u. U ken ons geheime. U ken ons sonde. Ook daardie geheime sonde, geheime gedagtes wat ons koester. U ken ook ons nood, u ken ook
ons begeertes voor U, ons gebede. U ken ons bekommernisse. Ons bid, Here, dat U ons elkeen in U liefde sal toevul. Here, dat U ons sal leer en lei om te groei in ons oorgawe aan U. Wil U ons gebede verhoor en in ons U vrede gee. Ons bid vanmôre vir klein Jouman en ook sy gesin, dat U die behandeling wat hy kry sal seën, maar dat U elke beproewing wat U op ons pad bring, sal rig en stuur, dat ons daardeur sal groei in ons geloof en in ons liefde vir U. Ons bid, Here, dat U hierdie gemeente van U en U liefde sal seën en bewaar, dat ons hier 'n stad op 'n berg sal wees wat die lig van U liefde in hierdie donker wêreld laat skitter. Kom tot ons, Here. Kom tot ons deur U woord. Kom U swakke diensknegt tog te help. Wil U deur sy diens aan die woord kom in ons lewens. Lei ons dwaalende gedagtes om dit te rig op U en U woord. Was tog weg die skandvlek van die sonde deur die bloed van U seun. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Voordat ons saam uit die woord lees, sing ons van Psalm 2. Jy sal onthou dat ons laas gesê het dat ons verder gaan met die vrou van van Openbaring 12 en Psalm 2 is ook 'n psalm wat sing oor Christus se koningskap, hoe die wêreld teen hom saamspan, maar dat hy ook die oorwinnaar is. Psalm 2 vers 1, 4 en 6. Wat dring en dryf die wilde heidendom, dat volke raas in opgewondenheid. Gedigte konings staan gereed al om, die wêreld groot is raadslag vir die stryd, om God almagtig na die kroon te steek, en saam teen sy gesalfde op te staan. Hulle sê, kom nou, laat ons hulle bande breek en van hulle juk vir altyd ons ontslaan. Ons sien dit in die wêreld waarin ons leef, die vyandskap teen Christus en sy kerk. Psalm 2 vers 1, 4 en 6.
Liefdes, ons lees uit Openbaring 12 vers 1 tot 17 en Genesis 3 vers 14 tot 16. Openbaring 12 vers 1 tot 17 en Genesis 3 vers 14 tot 16. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar weë in baringsnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn. En daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings. En op sy koppe 7 krone. En sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy sy kind sou verslind sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. En haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie. En hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onsse God geword, en die mag van sy Christus. Want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor God, voor onsse God, dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie. Daarom, wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon. Weet die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.
Toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aangegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom. En die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was vertorend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. En ek het op die sand van die see gestaan. Die teksvers is vers 2. Sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. Genesis 3 vers 14 en 16 is die agtergrond ook van ons teksvers. Sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. Liefdes in ons Here Jesus Christus, die geboorte van ons Here Jesus Christus word meestal voorgestel as die kindjie in die krib met Josef en Maria, die engele en die herders, en die engele sing vrede op aarde. En rondom Kersfees word die vrede tussen mense, selfs die vrede tussen volke, wêreldvrede besing. Maar daar in Bethlehem, by die krib, was daar geen vrede nie. En die vrede wat Christus bring, is ook nie die vrede wat ons besing by Kersfees nie. Dit is nie die vrede wat die engele verkondig nie. Dit is nie 'n wêreldvrede nie. Die engele sing, dit is die vrede in die mense in wie hy 'n welbehae. Dit is 'n vrede midde die geweld en die haat en die onstuimigheid en die oproerigheid van hierdie wêreld. En die Here Jesus leer ons van hierdie vrede. Hy sê, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Hy sê vir sy disippels, my vrede gee ek aan julle. Nie die vrede van die wêreld nie, maar my vrede. Vrede met God. Vrede van vergifnis. Vrede dat ons met God versoen is. Dat die dood oorwin is. Die bose se mag verbreek is.
Daardie vrede dat ons die ewige lewe het. Daardie vrede dat God ons uitnemend liefhet en dat niks of niemand ons van daardie liefde kan skei of uit sy hande kan ruk nie. Vrede dat ons erfgename is van die hemelse heerlikheid. Dit is die vrede wat die engele besing. Die vrede van die mense in wie God 'n welbehae het. Maar daar by die geboorte in die stal was vuur en geweld en haat en moordlus. En daar was nie soos die prentjies wat ons vir onsself voorstel, net Josef en Maria en die kindjie in die krib in salige vrede nie. Daar was ook die draak. 'n Skrikwekkende, wrede, bloeddorstige dier. En dit was dieselfde slang wat in die paradys op slinkse wyse die vrou verlei het om die hele skepping in die ongeluk te stort. En hier is hy by die geboorte van die verlosser om daardie vernietigende werk wat hy deur die eeue gedoen het voort te sit en die verlossing te probeer verhinder. So jy sien broeder en suster, hierdie tekens is groot tekens. En hierdie groot tekens gaan oor die vrou en die seun en die draak. Dis die belangrike rolspelers in die hele geskiedenis van die wêreld. En nou het ons die vorige keer gesien dat hierdie vrou 'n naam het. Sy is Ecclesia Karuaki. Sy is die kerk van alle eeue. Die bruid van die almagtige koning van hemel en aarde. En hy, haar bruidegom, het haar oneindig en volmaak lief. En hy het haar bekleed met 'n skitterende gewaad en versier met die son en die maan en die sterre. Maar nou lees ons in Esegiel 16 hoe die Here haar gered het toe sy 'n weggooi kind was wat in haar bloed gespartel het. Hy het langs die pad verbygegaan en hy het haar gesien spartel in haar bloed en hy het haar vir homself geneem en hy het met haar 'n verbond gesluit en hy het haar skoon gemaak en hy het haar geklee en versier met die beste. En sy het sy koningin geword. Jy sien broeder en suster, niks uit haarself nie. Geen verdienste, geen potensiaal nie. Wat sy is en wat sy het, is louter genade. Is gawes van God se liefde. Maar nou gaan dit in hierdie punt oor dat hierdie bruid van Christus swanger was. En sy het uitgeroep in haar wee en barensnood. Jy sien broeder en suster, hierdie geboorte was nie maklik nie. In Genesis 3 vers 16 het God aan die vrou gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap met smart.
sal jy kinders baar. En hier sien ons iets daarvan. Maar hierdie bevalling was meer intens, meer ingrypend, meer pynlik as die normale geboorte. Genesis 3 vers 15 sê God vir die slang, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. En die geboorte van hierdie saad was nie maklik nie. Daar was bedreigings. Drake het deur al die eeue alles ingespan om hierdie geboorte te aborteer, te verhinder. Om te verhinder dat die saad van die vrou wat sy kop moet vermorsel in hierdie wêreld gebore sou word. Hy het van die begin af broer teen broer daartoe aangehits. Massamoord van kinders en families. Hy het die vyand gemobiliseer om die volk, die kerk van die Here in die Ou Testament uit te wis. Die moeder waaruit hierdie kind gebore moes word. En hy het haar op lustige manier verlei om die rug op God te draai. Deur die wêreld en losbandigheid mee te sleer en haar terug te dring na die slawerny. Ons lees in die woord van huweliksontrou. Eklesia het haar man verlaat en agter ander minnaars aangeloop. En daar is selfs kinders uit ontug gebore. En hierdie huweliksband was stikkend. Dit was verbreek. En die egskeiding was reeds op die tafel. En dit is alles die werk van die draak wat wou verhinder dat hierdie saad in die wêreld moes kom. Maar dan lees ons God se ingewande was oor haar in beroering en omgekeer in hom. En in sy liefde het hy haar in die woestyn gelok en haar hart gespreek, omdat hy haar in sy ewige liefde net nie kon prysgee nie. Dis 'n moeilike geboorte. Maar God het haar in sy liefde beskerm. Hy het sy vleuel oor haar uitgesprei. En uiteindelik is die kind gebore. En uiteindelik het die kind die draak se kop vermorsel. En hy het uiteindelik die heerskappy deur die uiterste stryd, lyding en selfopoffering ontvang. En hierdie seun het gekom en hierdie seun het homself gegee en hierdie seun het die heerskappy op hom geneem, alles ter wille van daardie bruid. Haar redding. Sy liefde. Sy kerk. Vir ons wat hier sit. En ons sien hier in God se plan en beskikking in die lewe van sy bruid, sy pad met sy kerk, sy bestuur van elkeen van sy kinders se lewens. Ons sien hier hoe God die ganse wêreld en die ganse wêreldgeskiedenis rig en stuur
en beskik alles ter wille van die kerk. Alles in jou lewe skik hy volgens sy plan tot jou redding en die redding van sy geliefde bruid. En broeder en suster, jy sien rondom jou die wêreld brand. Jy sien dit veral in die afgelope tyd. Die wêreld brand en die vuur van haat teen Christus en sy kerk laai net al hoe meer op. Jy ervaar stryd en jy ervaar spanning in jou eie lewe. En jy gaan deur benoudheid en jy gaan deur beproewing en jy gaan deur siektes en jy gaan deur krisisse en jy beleef terugslag. En jy beleef hartseer. En jy ervaar die aanslag en die onreg van die wêreld teen jou en teen die kerk. Ons kyk rondom ons en ons sien hoe kerkmense verval. Hoe mense, predikante en professore die evangelie verdraai. Ons sien hoe die getroue volgelinge van die Here verag en bespot en vervolg word. Hoe kan jy so eng wees? Hoe kan jy so dom wees? Dikwels verstaan ons nie God se pad met ons nie. Sy spore raak vir ons weg soos vir die volk daar by die see. Maar hier leer ons dat God in alles met ons op pad is tot sy oorwinning. Hy's met ons op pad in sy oorwinning. Om hierdie draak se mag te verbreek. Om sy werke te verhinder. Daar's nog een ding wat ons nie uit die oog moet verloor by hierdie moeilike geboorte nie. Jy sien broeder en suster, wanneer 'n vrou swanger geword het in daardie tyd, het sy haar lewe prysgegee. Sy het haar lewe op die spel geplaas. In daardie tyd is baie vrouens dood as gevolg van moeilike geboortes en komplikasies. En jy sien 'n vrou wat swanger word was bereid om die pyn en die lyding te verduur en haarself en haar lewe in die proses prys te gee. Maar om kinders in die wêreld te bring en om kinders groot te maak, was vir haar lewenstaak en dit was vir haar eer. En ons sien dit ook hier by Ekklesia. Sy het hier uitgeroep in haar baringsnood. Haar swangerskap was 'n lyding en die bevalling was intens. En sy het deur al hierdie stryd en pyn en lyding dit nouliks oorleef. Nou lees ons in vers 4. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind, sodra sy gebaar het. Wat 'n verskrikking, broeder en suster. Wat 'n verskrikking as jy in kraam is en hier voor jou staan hierdie draak, wat daardie kindjie nog nie heeltemal gebore is nie, wil verslind. En die vraag is, het Eva
het Maria, het Ecclesia die volle konsekwensie van hierdie belofte besef. Maar sy was bereid en beskikbaar. Die engel vir Maria sê, jy sal swanger word, het sy ten spyte van die skande en die lyding en selfs die dood gesê, Here, hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. Beskikbaar. Die bruid van Christus, bereid en beskikbaar. En juis hierin sien ons die goddelike ironie. Die vrou het in die paradys voor die draak geswoeg en die moeder geword van die dood, van die verskriklikste onheil en die sonde en die dood en die vervloeking van die skepping en die moeder van 'n ontaarde geslag. En hier staan dieselfde vrou voor dieselfde draak in haar oorwinning. God het juis aan haar die genade en die voorreg gegee om in haar saad ook die verlosser voor te bring, wat hierdie wrede tiran van die dood se kop vermorsel, sy mag verbreek, en om in die ewige put van vernietiging te werp. Alles om haar, sy bruid, te bevry en in die ewige huweliksfees by hom te neem. En dan is daar een klein dingetjie wat ons maklik vergeet, en dit is dat Adam dan sy vrou Eva noem. Eva beteken lewe. Sy word deur God se genade die moeder van alles wat lewe. Die moeder van die ganse menslike geslag, ja, maar meer as dit, sy word die moeder van die lewe. Sy word die moeder van die bron van die lewe. Sy word die moeder van die een wat lewe bring en wat lewe uit die dood gebied. Paulus sê in Galasiërs 4 vers 26, sy word die moeder van die nuwe mensheid. Jy sien, broeder en suster, ons huiwer as kerk voor die uitdagings en die opofferings, die konsekwensies van ons roeping en ons beproewinge. Maar sien jy hier, as die kerk van God maar net die pad van God kon sien in haar lewe, God se pad van oorwinning vir haar en deur haar, alles tot haar eie redding. Bereid om haarself te gee in vertroue op God. Jy sien, Kersfees is nie klaar nie. Met die geboorte van Christus is die stryd nie afgesluit nie. Ons lees in vers 13 dat die draak die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Vers 17 sê hy was vertorend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. God sluit vandag steeds sy koningsbruid by die
finale oorwinningstog in. Die stryd is nie verby nie. Maar die oorwinning is reeds verseël en verseker. En die Here sê daar sal stryd wees, stryd, vervolging en spanning in die wêreld en deur volke en deur families en deur huismense en in kerke en in gemeentes oor hom. En dit gaan hier oor Eklesia se ander nakommelinge, die broers en die susters van die Here Jesus. Dit gaan oor die wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. En die Here Jesus sê elkeen wat sy naam bely sal vervolg word. Sal dit moeilik hê in hierdie wêreld. Maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Christus het gekom en hy het die slang se kop vermorsel en hy het op die troon aan die regterhand van die Vader gaan sit, waar hy vir ons plek gereed maak. En hy kom weer en hy sal al sy en my vyande in die ewige hel vernietig en my saam met sy bruidskerk in die ewige bruilofsmaal van die lam by hom in sy heerlikheid neem. Maar in hierdie tyd van afwagting, sê Paulus in Romeine 8 vers 22, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en in barensnood is tot nou toe. Sug in die stryd en die uitsien na die wederkoms van ons koning, barensnood vir die finale verlossing en heerlikheid. En die kerk is hierin deel van hierdie stryd om die koms van die koning gelyk te maak. En in hierdie stryd moet die kerk lewe wees en lewe bring. En Christus die ware lewe in hierdie wêreld indra. En in hierdie stryd staan ons nog steeds voor hierdie draak, die bose geeste en die lig. En hierdie draak staan voor ons in al sy woede, want hy's uit die hemel neergewerp en hy weet dat hy min tyd het. Maar ons moet oorwin deur die bloed van die lam en die boodskap waarvan ons getuig. En daarin kan die kerk haar eie lewe nie lief hê nie. Moet onsself oorgee in die stryd. Dit wat ons is, broeder en suster. Bruid van Christus. In volle oorgawe. Eva. Om lewe te bring. Amen. Kom laat ons saam dank. Ons Vader wat in die hemel is. Ons dankie vir u woord. Ons dankie vir u liefde. Ons dankie dat u vir ons stry. Ons sien die wêreld aan die brand. Ons sien bomme en wapens wat heen en weer flits om te vernietig. Maar ons weet u is in beheer. En u is met ons en met die wêreld op pad. Maak u bruid diensbaar in hierdie pad. Om die pad vir ons koning gelyk te maak. Here, wil u wees met die kinders wat ook in hierdie getuisterde gebiede ook moet leef.
Wil hulle ook versterk en gee dat hulle sal vasgryp ook aan U en U beloftes. Wil U U kerk bewaar. Wil U U bruid koester. Wil U self vir U bruid stry. Wil U ons beklee met die son en die maan en die sterre, dat ons in hierdie wêreld sal skitter in ons liefdesoorgawe aan U. Wil U oor ons bly wees soos 'n bruidegom oor sy bruid. Seën ons in hierdie dag, in hierdie week, hierdie tyd wat ons uitmekaar is, wil U ons elkeen bewaar, versorg en lei. Dankie vir die reën wat U gee. Dankie dat ons ook daarin U guns kan ervaar. Maar gee dat ons al U gawes sal gebruik om U mee te verheerlik. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Na die insameling van die liefdegawes antwoord ons met Psalm 16 vers 4 en 5. Psalm 16 vers 4 en 5. 'n Ydelle vrees beklem my nou nie meer. Ek stel die Here gedurig my voor oë. My hart is bly en juigend meld my eer. Sy regterhand sal nooit my val gedoog. Ook sal my vlees, as hier my stryd gestry is, nog veilig woon, omdat die Here naby is. Vers 4 en 5 is ons slotsom. Ontvang die seën van die Here, gaan daarmee in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.